Goeiedag en welkom by vandag se uitgawe van TLE SA se landbouspore, waar ons met mense gesels wat saak maak en wat 'n verskil maak in die landboubedryf. Vandag gesels ons oor die Goliath van Gat pampoenkompetisie wat vir die 22ste keer volgende jaar, dis nou op 14 Maart 2026 aangebied word by die Lavender Kontrymark hier in Wonderboom in Pretoria. Nou hierdie kompetisie klink vir my maklik. Jy weet, jy plant 'n pit of 2, gooi 'n bietjie water op en sien daar 6 maande later het jy 'n groot pampoen. Hoe moeilik kan dit dan nou wees? Maar om 'n bietjie uit te vind daaroor, gesels ons vandag met Henry Kombrink. Hy is ons streekvoorsitter by TLE SA hier in Sentraal Streek, maar dan is hy ook voorsitter van die Cullinan Boere-Unie. En dit is hulle inisiatief om hierdie kompetisie aan die gang te hou en vir ons interessant te maak. Henry, ek sê vir jou baie welkom en dankie dat jy met ons kom gesels vandag. Sean, baie dankie. Is lekker om hier te wees en is altyd lekker om oor pampoene te praat. Bietjie agtergrond oor die pampoen kompetisie 2014 het ons Cullinan Boere-Unie begin dink oor wat kan ons doen as 'n fondsinsameling vir ons Boere-Unie sodat ons werksaamhede en goed kan nakom en doen. Paar gedagtes rondgegooi en ons het toe nou met Hygrotech, die saadmaatskappy gepraat daai tyd en hulle het vir ons die saad ingebring van Amerika af, die Dill Atlantic saad. En hulle was daai borg van die saad gewees. So en dit is hoe dit begin het. En dit het toe nou maar gegroei tot waar dit vandag is. Ons eerste pampoene was maar 50-60 kilogram. En soos wat die ouens geleer het, dit maar al beter en beter begin gaan. So, dit was die een doelstelling om 'n fondsinsameling te doen vir ons Boere-Unie. En die ander ene was om bewusmaking te kweek onder mense, of jy nou 'n boer is en of jy nou 'n plotbewoner is en of jy in die dorp bly, van die uitdagings wat ons boere, ons landbouers, ons voedselprodusente mee sit. Want op skaal het jy dieselfde risiko as wat 'n ou wat 1000 hektaar mielies plant of 300 hektaar mielies plant. Jy sit met een pampoen, een plant. So en jy sit met dieselfde uitdagings van peste en pla en weeromstandighede en al daai klas van goed. En dit is wat dit nogal lekker gemaak het. En die ander ding is ons het ook gesê ons wil terugploeg in die gemeenskap. So net nou 'n bietjie gesels oor wat doen ons met die pampoene na die tyd en so en dit is hoe ons terugploeg. En dan die ander ding is ons doen dit net omdat dit vrek lekker is. Dis vet pret, dit is sport. In die opsig so, ons het 'n Facebook bladsy Goliath van Gat Pampoenfees waar ons al die inligting oplaai en dan het ons 'n WhatsApp groep waar al die kwekers, al die ouens wat pampoene groei op is. Waar ou kan raad vra en hulp vra en sê hoor hierso, wat moet ek nou maak? So Wikus Lambreg, die wenner wat ons rekordhouer is van 890 kg. Hy praat altyd van die pampoenkoppe, die groep met die pampoenkoppe op. So ja, daar's baie sport daarop en daar's baie goeie raad en soos wat ons nou maar aangaan elke jaar sit ons nuwe ouens by wat nou weer pitte gekoop het hierdie seisoen. So daai groepie groei ook elke jaar groter en groter en ongelooflike kennis wat daar gedeel word. En dis wat dit lekker maak. Dit klink pret, maar dit klink dan nou nie so maklik soos wat ek gedink het nie. Klink my daar's 'n bietjie meer wat ons moet bietjie navorsing en dinge wat hy moet doen. Sê gou vir my, die naam fascineer my verskriklik. Goliath van Gat, waar kom dit vandaan? Goliath is nou maar die groot oomie gewees in die Bybeltyd. Ja. Pampoene, ons hoop om massiewe groot pampoene te groei en ons het al 'n paar massiewe groot pampoene gegroei, soos ek sê, ons staan op 890 kg. Net so vir interessantheid is in Engeland is die nuwe wêreldrekord nou gegroei deur die Patton broers. Na 54 jaar het hulle die wêreldrekord opgestel van 1281 kg. Sure. So as jy vat, ons is in Suid-Afrika, ons sit met 'n pampoen van oor 'n ton daar in Heidelberg in die Kaap, 1006 of 1008 kg, wat nou nie ons kompetisie is nie, is 'n ander kompetisie.
So ons is nie ver agter die ouens wat al vir baie jare besig is om pompoene te groei nie. So hopelik gaan ons eendag daar kom wat ons kan sê, hoor hierso, ons hou die wêreldrekord in Suid-Afrika. Ja, jy het gesê dit was Goliat. Ja, Goliat van die Bybel vernoem. Ja, so dit is die een ding en Goliat het in 'n dorpie gebly, Gat. Ja. En Cullinan Boere-Unie is gestasioneer in Cullinan. Ons het ook 'n groot gat. Julle het gelukkig ook een. Ja. So, dit is nou maar waar die grappendes gewys hier goed bymekaar gekom het en gesê het kom Goliat van Gat. Ag, dit is baie oulik. Ek hou van die konnotasie daarin. Sê gou vir my, hoe werk die kompetisie? Verduidelik vir ons 'n bietjie. Wie kan deelneem? Hoe skryf ou in? Kos dit geld en kan ons iets wen? Kort vraag, baie lang antwoord. Maar kom ons begin by 'n punt. Ja, enige iemand kan inskryf. Ons is oop. Ons het hierdie jaar het ons pitte saad versprei landwyd, selfs Namibië toe. Ouens wat daar ook van die Goliat van Gat pompoene groei en ook 'n plaaslike kompetisietjie daar hou. Ons het skole wat inskryf. Ons het individue, ons het besighede wat dit koop. En dan nou interne kompetisie daar by hulle hou. Ons het ouens wat byvoorbeeld in 'n dorp 'n klomp boere of 'n klomp mense bymekaar kry en sê, hoor hierso ek soek 10 pakkies pitte. Ek het 10 ouens wat gaan deelneem en ons gaan onder mekaar 'n kompetisie hou. So dis ouens wat gewoonlik baie ver van hier af is, so hy gaan nou nie jy sy pompoen hier kom inskryf nie, maar hy neem deel aan die Goliat van Gat. So dit is oop vir almal. Ons verkoop die pitte, saam met dit kry jy natuurlik jou inskrywing. Dit kos R100 vir 'n pakkie van 4 pitte, dit is ons standaard Dill Atlantic saad. En dan die rekordpompoen of die wenpompoene van elke jaar is R200 vir 2 pitte. Nou weet jy, daar's 'n verskil in die gene, outomaties, want jou Dill Atlantic het maar 'n limiet op hom. Maar jy gaan nog steeds 'n baie groot pompoen. Hulle kom almal van Dill Atlantic af, Dill Atlantic Giants aan die einde van die dag. So jy het nog steeds 'n kans om 'n baie goeie groot pompoen te kry. Maar ja, jou ander gene wat ons inbring, en ons het nou byvoorbeeld 'n lekker veiling gehad die ander dag, waar een van die ouens bietjie oor see was en hy toe vir ons 'n klompie pitte teruggebring. En ons het dit opgeveil. Een aand 5 ure lange veiling. Dit was baie lekker, maar baie goeie veiling geweest. So en dit is nou weer dit dra by tot ons prysgeld en al daai tas van goed. En sê vir my Henry, is daar prysgeld? Is daar borge betrokke? Hoe werk die ding? Hierdie kompetisie kan nie werk sonder borge nie. En ons is ontsettend dankbaar vir ons borge. En ons gaan nou sê wat ons borge vir ons doen en hoe dit aan mekaar steek. Daar's prysgeld van vir die grootste pompoen vir elke kompetisie, vir die eerste 10 pompoene is daar prysgeld. Dit begin by R15,000 en dit eindig by R500. Sure. Afhangende van hoe groot jou pompoen was. As jy byvoorbeeld die eerste plek het en is onder 'n ton hierdie jaar, en hy's groter as die 890, dan kry jy 'n addisionele R3,000. So dan is dit R18,000. Dan het ons ook 'n prys vir die jong kwekers of die jong inskrywings. Kinders onder 16 het ons ook 'n kompetisie. Hulle is heeltemal op hulle eie, so hulle kry ook prysgeld. En dan het ons byvoorbeeld die mooiste pompoen en die lelikste pompoen en pitspoeg en pompoenresies en gewigraai. So al daai klein kompetisietjies het ook prysgeld aan die einde van die dag. En dan het ons byvoorbeeld en dan het Laagveld Agrochem nou gekom en gesê sou daar 'n pompoen van 1 ton plus wees, sal hulle 'n eenmalige bedrag gee van R35,000. Sjoe. So enige iemand wat 'n pompoen van meer as 'n ton kweek hierdie jaar, stap met 'n prysgeld van R35,000. Sjoe, nee, kyk, miskien moet ek inskryf. Is dit te laat vir my om in te skryf? Effe. Ons is nou al in Oktober, einde Oktober. Wanneer moes ons begin plant het om hierdie ding te maak? Jou plant moes nou in die grond gewees het. Ag nee. Okay, dan sal ek maar volgende jaar moet probeer. En verseker. Maar en sê vir my hoe lank dit vat so 6 maande vir 'n pompoen om
So 170 dae. So, ek het nou nie omgesit in maande nie, maar dit vat vandat jy ontkiem het, vat dit so 170 dae tot ons oes, of tot die kompetisie. Maar dan, die eerste ruk groei jy basies net 'n rank. Ja. Jy bou, Wieke sê ook altyd, jy bou die fabriek. So nou bou jy net fabriek tot so 105 dae voor die kompetisie. So dit gaan so vroeg in Desember wees, dan moet jy jou vrug set. Dan moet jy bestuif en dan moet jy nou sorg dat jou 1 of 2 vruggies op jou pampoenrank op die regte plek lê en jy gaan dan nou daai een en uit daai 2 uit gaan jy een kies en daai ene gaan jy oppas tot jy hom oes. Genade, dit is toe 'n bietjie moeiliker as wat ek gedink het. Nee, daar's nog daar's 'n wetenskap daar agter, hoor. Dit klink so. Ons het nou so 'n bietjie al geraak in die borge. Wie's almal borge by die dag? Wel, soos genoem, Laveld Agrochem wat nou vir ons daai bonusprys van R35.000 gee. Uitkyk Vleismark hier in Silverton. Hulle is nou al vir baie jare borg by ons. Wat baie lekker is, ook die wenpampoen gaan staan vir 'n paar dae daar by hulle in die winkel, waar mense kan gaan kyk en dit is altyd baie interessant as die mense daar kom en dan krap hulle aan die pampoen om seker te maak hoor, hierso is dit nou 'n regte pampoen. Ja. Die ouens wat dan nou nie by die kompetisie kan wees of by die inweeg kan wees, die kan daar gaan kyk. Uitkyk Vleismark, Rolfs Agri, die chemiese maatskappye, Obaru, die koöperasiegroep, is 'n borg, Yara, Kunsmis, Capital Scales, want sonder 'n gesertifiseerde skaal kan ons nie kwalifiseer, want ons is deel van die Great Pumpkin Commonwealth, die GPC, wat alle kompetisies wêreldwyd reguleer. Sure. So ons kan dan ons pampoene op daai ranglys gaan laai en ons kan presies sien waar lê ons wêreldwyd ten opsigte van ander kwekers. Ander pampoenkwekers. So dis baie lekker. Maar ons moet nou binne daai raamwerk moet ons nou bedryf. So ons moet nou 'n geuite gesertifiseerde skaal hê. Hy moet reg opgestel wees en al daai klas van goed. So jy kan nou nie jou kombuiskaaltjie vat en badkamerskaaltjie vat en gou jou pampoen ons pampoen gaan inweeg op hom nie. So ons is baie dankbaar daarvoor. En soos ek gesê het, jy weet sonder hierdie ouens se betrokkenheid en deelname maak dit net nie moontlik nie en ons is baie dankbaar daarvoor. Nee, natuurlik, ons sê vir hulle dankie. Sê gou vir my, ek het so 'n ding raak gesien dat julle nou ander groentes of ander dinge ook kompetisie hou. Is dit al bekend of is dit wat se ander goed kan jy groei? Ek weet ons praat nou hier is eintlik Goliath van Gatsie pampoen, maar ek het gesien daar's dalk ander groentes of vrugte wat ook kan deelneem aan die kompetisie. Ja, ons het nou hierdie jaar se kompetisie het Wiekes byvoorbeeld daar's 'n verskil tussen 'n pampoen en 'n skorsie. Ja. Volgens die Amerikaners. Die een is oranje en die een is groen. Maar sy vleis is oranje en hy word net so groot. So hy was 600 iets kilogram geweest, 680 kilogram wat hy. Maar ons het nou hierdie jaar het ons nou nie dit deel gemaak van die kompetisie nie, ons het hom wel ingeweeg. So hierdie jaar is dit nou vir hierdie jaar het ons dit nou deel gemaak van die kompetisie. So boonbehalwe die ander prysgelde het ons nou ook pryse vir die skorsie of soos wat die Amerikaners nou sê 'n squash. Saam met dit het ons groot wat lemoene. Ek meen daar's ouens wat lemoene kweek van 60-80 kg. En dit is deel van hulle kompetisies oor see. Wat lemoene, tomaties van 5 en 6 kg, daai tipe van goed. By marrows, murgpampoene van 30-40 kg. So ons het dit nou maar alles ingesit. So ja, ons kan enige groot groente bring. Komkommer wat 1 kilometer lank is, as hy een het, kan hy hom saambring. Ons gaan as hy die wenner is, gaan hy 'n prysgeldjie kry. So en dan die ander lekker ding is vir die tweede jaar gaan ons nou die pampoengereg kompetisie ook hê. So Steins kookskool hierso in Hatfield. Hulle borg dit.
hulle gee dan nou ook pryse, kookklaspryse wat hulle aanbied vir die eerste 5 wenners. So kom skryf jou pompoengeregte in. Dit word beoordeel, ons het 'n paneel van beoordelaars en dan kan jy dalk nog 'n prysie daarop wen. En ons kan nog lekker eet ook. Lekker, so kan my skoonma se pompoenkoekie resep kom beproef. Jy kan hom beproef. Nee, dit klink lekker. Klink my daar gaan lekker geëet ook word. Ja, nee, verseker. Sê gou vir my nog verder op die dag, is daar iets anders? Ons het nou gesê dis by Lavender Kontrymark, so ek neem aan daar's lekker stalletjies, kosstalletjies, vermaak, die tipe van ding. Jy het nou genoem van al die speletjies wat gespeel word as deel van die kompetisie, pitspoeg en is gelukkig nie ander goed spoeg nie. En ek neem aan 'n pompoenresies, is dit soos 'n sakresies? Of hoe doen julle dit? Nee, of moet ons kom kyk? Nee, ja, wel, die mense moet kom kyk asseblief en kom deelneem. Dis die belangrikste. Nie net kom kyk nie, moet kom deelneem ook. Maar wat ons doen is ons kies so 1 of 2 pompoene vir die manne. En ons het ook weer eens kategorieë, ons het mans en ons het vrouens en ons het seuns en ons het dogters. So ons kies verskillende grootte pompoene. So vir die manne gee ons nou 'n redelike fris pompoen en hy moet nou so 50 meter met hom hardloop. So 25 meter een rigting, 25 meter terug. Sy tyd word gevat en die ou wat wen aan die einde van die dag wen 'n prys. Soos dit met die vrouens en die kinders ook. Lekker. En dieselfde met die pitspoeg ook. Ons laat nie die mans en die vrouens saam deelneem nie. Daar's 4 kategorieë: mans, vrouens, seuns en dogters. Ag, lekker. So dit klink my as 'n hele familiedag, soos met die hele familie saambring, kom die dag geniet, kom neem deel, skryf 'n pompoen in. Ja, definitief. As hy klaar geplant is, anderster kom kyk en kom kry die pitte, want dis die belangrike deel, want gewoonlik kry jy die pitte by jouself of dan nou hier by die kantoor by TLI hier in Pretoria nou. Pitte is by my beskikbaar of by Mariette so by TLI se kantore. Mense kan maar net bel en vra en sê hoor hierso ons soek pitte. Ons stuur dit met poedou wat lekker is binne is ongelooflik vinnig daai ouens is. Binne 'n dag of 2 dan is die pitte in pit sonder water. Waar ook al. Water sonder pitte. Om terug te kom na die dag self toe. Natuurlik, daar's baie stalletjies, daar's kosstalletjies, daar's 'n biertuin, daar's kuierplek, daar's baie skaduwee, daar's meer as genoeg parkering. Daar gaan 'n toegang fooi gevra word vir die dag, maar daar's veilige parkering en dis een fees. Lekker, dit klink vir my na soos jy sê net een groot fees. Sê vir my laaste vraagie, wat gebeur nou met al hierdie pompoene? Jy gaan nou daar met tonne pompoen sit. Wat doen julle met dit na die tyd? Moet ek als probeer opeet of weet jy, dis nou die lekker gedeelte van wat ek nie genoem het in die begin nie, oor wat is ons doelstellings nie, en dis om terug te gee aan die gemeenskap. Ja. En dis wat ons nou doen. Ons het hande gevat met 'n paar welsynsorganisasies hier in Pretoria, Volksop 2000, Doulos, dan is daar 'n blanke plakkerskamp, daar aan die ander kant van Rolweg uit, Philadelphia Ark. En ons skenk al hierdie pompoene, skenk ons vir hulle. Hulle verwerk dit, hulle versprei dit onder behoeftige mense, na ouerhuise toe. En dit is wat dit lekker maak. Ek meen, as jy 3000 kilogram pompoen ingeweeg die dag, jy moet dit nou volgende week wegry en versprei en hulle moet dit verwerk. Ek was nou al 'n paar keer by Philadelphia gewees, want ons vat, gewoonlik gaan die pompoen wat by uitkyk staan, die wenpompoen gaan na hulle toe. Ja. Nou hulle het 'n span ouens daar wat 800 kg, daai 890 kg pompoen in 'n uur en 'n half opsny, verwerk in blokkies, in sakke sit en in die yskas te pak. In 'n uur en 'n half. Dis ongelooflik. Ja, en die opgewondenheid daarom en die lekkerte daarvan, jy weet, die feestelike atmosfeer wat daar is. Dis wat dit lekker maak. Nee, Henry, dit klink baie lekker. Klink na een groot fees. Ek sien ons staan hier met 'n lekker paar trofees hierso. Wat gebeur met hulle? Verduidelik vir ons bietjie. Die wenner van elke jaar se kompetisie, sy naam kom op hierdie wisseltrofee. En hy word nou by TLI gehou en dan word daar tydens TLI se kongres elke jaar word daar aan die wenner 'n trofee oorhandig wat hy kan huis toe vat met 'n sertifikaat.
En dit is een van die ander hoogtepunte wat vir die ouens wat wen baie lekker is, want hulle kom na ons diner toe daai dag, daai aand na die kongres, en hulle kom geniet dit saam met ons en hy kry sy trofee en hy kan hom huis toe vat. En sy naam is vir ewig verenig op hierdie wisseltrofee. En ons staan nou op wat 21 name. Ja. So en net die pampoentjies wat hierby is, wil ek net by sê, ons gaan hierdie jaar tydens ons kompetisie gaan ons pampoenlikeur hier insit. Sjoe. So dit kan die ouens dan nou daar by die kompetisie kom kry en 'n lekker pampoenlikeurtjie ook saam met ons geniet. Ja, dit klink heel lekker, heel gesellig. Heel gesellig. Heel gesellig. Nou ja, kom, ek dink jy met jou, want as jou naam hier opkom, kom die gewig ook by. So ons kan vir altyd sien wie die grootste pampoen, die swaarste pampoen gehad. Ja. Hoorie, ek wil vir jou baie dankie sê vir jou tyd. Dankie dat jy by ons kom kuier het hier by die kantoor. En ons sien uit om saam met julle die dag by te woon en dalk 'n likeurtjie of 'n pampoen gereg te kom proe en deel te neem aan die feestelikheid. Nou sê vir jou baie dankie, Henry. Sean, dankie en ja, weer net 'n uitnodiging asseblief. Kom geniet die dag saam. Almal moet die dag saam met ons kom geniet. Henry, baie dankie vir jou tyd. Dankie dat jy by ons kom kuier het en vir ons te kom vertel weer eens van hierdie suksesvolle kompetisie wat julle elke jaar hou. Ons sê vir jou baie dankie. Dan sê ons ook vir julle baie dankie wat gekyk het en geluister het. Ons nooi julle uit om te kom kuier, kom maak mee die dag 14de Maart. Dagboek het sommer nou volgende jaar by Lavender Kontrymark. Kom spandeer die dag, bring die gesin, kom proe, neem deel en dan kom kry sommer dan jou putte vir die volgende keer, sodat jy ook jou deel kan doen om 'n groot pampoen te groei. Ja, sê vir baie dankie en dan wil ons ook net baie dankie sê vir Boer Media en vir Edge Communications wat hierdie uitsending moontlik gemaak het. Totsiens.